Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Gun my asseblief die geleentheid ook om vandag met u ons afkondigings en ons voorbereidingslys te deel. Wat ons voorbereidingslys aanbetref, vra ons nog voorbereiding vir Tannie Martie Potgieter, vir Tannie Didi Becker, vir oom Johan Annandale en sy gesondheid, as ook vir Tannie Dina Groblaar se kleinseun wat nog onder behandeling is, en dan vir Corrie Diedriks wat nog op hierdie stadium in die hospitaal is. Ons vra dat u in u gebede aan elkeen van hierdie individue sal dink, en indien daar iemand is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief in kennis sal stel. Dan sê Tannie Lynn ook baie dankie vir die voorbereiding wat u vir haar gedoen het, dit gaan ook tans beter met haar. Dan wil ek graag ook net 'n afkondiging met u deel en dit is dat ons gaan musiekfees hou op die 5de April. U is meer as welkom om hierdie geleentheid te kom bywoon. Die toegang is slegs 'n donasie en tydens hierdie fees gaan daar 'n verskeidenheid van instrumente wees wat bespeel gaan word en ons gaan sommer net lekker saam fees vier. Dis 'n fondsinsameling vir ons orgel want ons wil hom graag diens. So ons vra dat u ons sal ondersteun en dat u asseblief die advertensie wat op die Facebookblad en op die WhatsApp groepe gedeel word, sal versprei onder al u familie en vriende. Daar sal ook goedjies te koop wees, so bring asseblief 'n ekstra geldjie saam en kom geniet die dag dan saam met ons. Vir meer inligting kan u gerus vir Sonja kontak en indien u wil help by die verkope is u ook meer as welkom om haar 'n lykie te gee. Dit is dan al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik sal rustig raak in God se teenwoordigheid en dat ons sal saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons eers saam. Here en Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons kom vra vir U dat U met elkeen van ons sal werk. Vader, dankie dat ons 'n platform soos hierdie het waarop ons na U woord kan luister, waar ons saam U woord kan bestudeer en dit kan oordink en waar ons by punte kan uitkom wat ons aan aandag kan gee of waaraan ons kan werk of wat selfs ons geloof kan versterk. Ag Vader, en daarom kom vra ons dat U deur die Gees met elkeen van ons sal kom werk, dat U ons harte en ons gedagte gevange sal neem en ja, dat U vir ons sal dit uitwys in die teks wat U wil hê ons moet hoor en waarop ons moet agslaan. Gees van God, werk nou met elkeen van ons. Seën ons saam wees op hierdie platform en seën die verkondiging van U woord. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ons is in lydingstyd en vanoggend gaan ons verder met die kruiswoorde waarby ons stil staan. Ek wil u uitnooi as u die Bybel by u het, dat u dit asseblief sal oopmaak by Matteus 27. Ons gaan saam lees van vers 46 tot 55. Matteus 27 sê die volgende: Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is: my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok om vir hom te drink. Maar die ander sê: Wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskit en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was is opgewek en hulle het uit die grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het, het hulle baie bang geword en gesê: Hierdie man was werklik die Seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg het en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef en die moeder van die seun van Zebedeus.
Nou ons lees net hierdie enkele verse saam. Geliefdes, ons lees in hierdie gedeelte dat daar staan dat teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep. Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Hierdie is ook die kruiswoorde waarby ons vandag stil staan en wanneer ons na hierdie kruiswoorde van Christus kyk, dan kom ons uit by die diepste dieptepunt van sy swaar en bittere lyding waardeur hy moes gaan. Tot dusver was sy lyding tot 'n groot mate veroorsaak deur die te doen van mense, hoewel hy natuurlik ook daarin gedurig deur die swaar drukking van die toorn van God oor die sonde gevoel het. Maar as dit dan vir 3 ure oor Golgotha en die hele land donker word, dan is dit asof alle mense op die agtergrond geskei word, sodat God alleen met hom te doen het, as hy sy toorn en woede oor die sonde op sy seun uitgiet. Nou moet ons dit heel aan die begin baie duidelik stel, dat ons nie die volle inhoud of betekenis van hierdie kruiswoorde ooit sal kan verstaan nie. In hierdie kruiswoorde duik daar vrae op wat geen mens, ook nie die knapste en skerpsinnigste geleerde binne of buite die teologie bevredigende antwoorde voor kan gee nie. Hier word in 'n sekere sin alle menslike gedagtes verwar. Tog is daar in hierdie kruiswoorde wat ons vanoggend gelees het, genoeg wat ons wel kan verstaan en dit bied aan ons 'n heerlike troos en ook bemoediging. Christus spreek hier sy vreeslike nood uit met die woorde van Psalm 22. In hierdie Psalm is Dawid aan die woord. Dawid voel eensaam en verlate wanneer hy hierdie woorde skryf. Hy voel nie net deur mense verlate of verstoot nie, maar veral deur God. So voel Dawid en tog as ons na die Psalm kyk, dan blyk dit baie duidelik uit hierdie Psalm dat hy nie werklik deur God verlaat is nie. God het Dawid vir 'n oomblik sy heerlike, vertroostende en versterkende nabyheid, maar net nie laat voel en ervaar nie. Maar tog is God nog steeds by hom. Met Christus is dit egter heeltemal anders. As hy die woorde van Psalm 22 uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dan voel dit nie net maar vir hom of God hom verlaat het nie, maar dan het God hom werklik verlaat. Hy spreek dan 'n konkrete werklikheid uit. Hoe moet ons dit verstaan dat Christus, wat nie net waaragtig mens is nie, maar ook waaragtig God, kon kla dat God hom verlaat het? Sou hierdie uitspraak miskien beteken dat sy goddelike natuur van sy menslike natuur geskei het, sodat hy slegs as mens die vreeslike lyding moes deurworstel? Nee, beslis nie. Ons kan dit nie so verstaan nie, want sy goddelike natuur en sy menslike natuur kan nie van mekaar geskei word nie. Bovendien sou hy nooit die versoening vir ons kon bewerk het en die smart van die hel kon deurworstel het as hy net as 'n mens gelei het nie. Al was hy ook 'n sondelose mens. Sy godheid moes hom juis in staat stel om die swaar toorn van God oor die sonde te dra. Ook in hierdie donker ure was hy Immanuel, God by ons. Ook toe was hy God geopenbaar in menslike natuur. Ook toe was hy waaragtig God en waaragtig mens. Hoe moet ons dit dan verstaan dat Christus deur God verlaat is?
Daar is 'n negatiewe en 'n positiewe kant aan hierdie verstaan. Die negatiewe handel oor die feit dat die Vader hom in sy liefdevolle gemeenskap van Christus teruggetrek het. Al die gunstes en die gawes waarin God die mense laat deel, het hy as Vader van Jesus ontneem. Die son is weg, daar is nou net duisternis. Hy word tot skande gemaak. Mense het teenoor hom soos dierlike monsters opgetree en hom vreesaanjaend wreed behandel. En God het hulle daarin nie verhinder nie, maar laat begaan. Die engele is teruggehou om hom nie te versterk nie. Die Heilige Gees het hom nie vertroos nie. Geliefdes, ek dink nie ons kan ooit werklik weet hoe Jesus moes voel in hierdie oomblik nie. Want al gaan ons deur moeilike tye, het God homself nog nooit van ons onttrek nie. Ek dink hierdie feit het Jesus seerder gemaak as die houe en die spykers wat hy moes verduur. Die terugtrekking van sy Vader het die diepste geestelike vereensaming en verskriklike innerlike pyniging vir hom veroorsaak. Niemand, selfs nie die grootste goddelose, is hier op aarde so geheel en al deur God verlaat, soos wat Christus aan die kruis was nie. Selfs oor sulke goddelose mense laat God nog steeds sy son skyn. God gee nog aan hulle vreugde. God gee gewoonlik ook aan hulle krag en hulp, al vra hulle nie. En God laat hulle deel in die gemeenskap met mense. Maar dit alles en baie, baie meer moes Christus mis toe die Vader hom en al sy liefde van Christus teruggetrek het. Hy wat eintlik net kon lewe in die liefde en gemeenskap met die Vader, hy moet nou ondervind. My Vader onttrek hom met al sy seëninge en liefde aan my. My Vader wil my nou nie ken nie. My Vader stoot my van hom af weg. Hoe sleg dit ook al klink, is daar wel 'n positiewe kant of betekenis aan hierdie kruiswoorde. Dit gaan oor die feit dat God al sy woede en toorn oor die sonde van die ganse mensdom op Christus uitgegiet het en nie op my en jou as mens nie. Christus was bereid om dit te dra, sodat ek en jy dit nie hoef te dra nie. Dus het God Satan vir 'n klein rukkie ontbind, sodat hy vir hierdie oomblik saam met al sy duiwels, met al hulle woede van alle kante af op Jesus kon afstorm. Dieselfde Christus wat gesê het dat hy die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel uit sien val het, moet hom nou as te ware uit die hel uit sien opkom, na hom toe, om hom te kom versoek, om hom te pynig, om hom van God te probeer losskeer. Die betekenis van die feit dat Christus deur God verlaat was, laat ons sien dat hy werklik aan die kruis die smarte van die hel verduur het. Diegene wat in die hel is, word immers enerzijds alle guns, genade, liefde en hulp van God ontneem. Anderzijds is God wel daarteenwoordig, maar dan in sy toorn en woede wat oor hulle brand, sodat hulle 'n verskriklike benoudheid en pyn ervaar. Dit alles het Christus deurgemaak tydens die 3 ure duisternis wat hy aan die kruis gehang het. En iets van hierdie ontsettende lyding word vertolk as hy uitroep: my God, waarom het U my verlaat? En hierdie het hy gedoen
vir my en jou. En dis die klein stukkie positiwiteit wat hier uit na vore kom. Die feit dat ek en jy nie deur hierdie verlatenheid hoef te gaan nie. Die feit dat ek en jy nooit soos Christus hoef te voel nie. Die feit dat ek en jy nooit sal weet wat dit beteken om sonder God te ly nie. Geliefdes, wat vir my egter opvallend is dat Christus hier sê, my God en nie my Vader nie. Kyk ons na die eerste kruiswoorde waarby ons stilgestaan het, dan het hy nog gepraat van sy Vader, toe hy gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ook in die laaste kruiswoorde waarby ons oor 2 weke gaan stilstaan, lees ons dat die gemeenskap tussen hom en God die Vader herstel is, en dan noem hy hom sy Vader as hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Maar hier, waar hy die liefde en die gemeenskap met die Vader moet ontbeer, hier kan hy net sê, my God. Tussen hom en die Vader is 'n berg van sonde en ongeregtigheid ingeskuif. En hy sou sy Vader eers weer as Vader kon aanspreek, as hy hierdie skuld betaal en die straf daarvoor gedra het. En tog bly Jesus te midde van hierdie helse smart wat hy ervaar, en ondanks die feit dat die Vader hom van hom af teruggetrek het, nog van sy kant af getrou aan die Vader. Hy hou vas aan die Vader, want hy roep uit, my God. God verstoot hom oor die sondes, maar hy laat God nie los nie. En so toon hy, dat hoewel hy helse smart verduur, hy tog nie in die hel hoort nie, want daar word beslis nie in die hel aan God gedink, of aan hom vasgehou nie. Daar praat niemand van hom as my God nie. Maar omdat hy selfs te midde van die helse smart, in daardie 3 uur duisternis aan God bly vashou, het hy oorwin. So het hy die geloof tot sy hoogste punt gevoer, en daarom die voorloper en volëinder van die geloof geword. So was Christus aan God getrou, nie maar net tot die dood nie, maar tot die smarte van die hel. Geliefdes, as ons hierdie konsep verstaan, begryp ons dat Christus se verskriklike lyding ter wille van ons plaasgevind het, dat hy dit ter wille van ons verduur het, om ons daarvan te verlos. En as ons dit in geloof verstaan en aanvaar, dan bring hierdie kruiswoorde van Christus vir ons troos. Hierdie troos word vir ons verwoord in die katekismus as daar op die vraag oor die helse lyding van Christus geantwoord word, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus deur sy onspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het, my van die helse angs en pyn verlos het. As ek deur die geloof aan Christus behoort, hoef ek die smart van die hel nie meer te vrees nie. Ek hoef nie verskrik te word of met angs vervul te word as ek daarvan hoor nie, want ek weet, Christus het dit alles vir my en in my plek gelei om my daarvan te bevry. Daarvan is die kruiswoorde vir my 'n sekere waarborg. Hy het deurgegaan
wat ek moes deurgaan, en daarom is ek nou vry. Maar daarom moet ek ook voortaan met my hele lewe toon, dat ek hom daarvoor wil dank en eer. Die tweede betekenis wat ons in die kruiswoorde leer, is dat Christus hier aan ons die voorbeeld stel en duidelik toon dat ook ons in ons grootste angs en benoudhede steeds in die geloof aan God moet bly vashou. Dit gebeur so dikwels dat gelowiges wat deur rampe en teëspoed getref word, gefrustreerd raak en begin twyfel en dan met moedeloosheid of selfs in opstand begin vra, is daar werklik 'n God? Hoe kan hy 'n God van liefde wees as dit met my gebeur? Of waar is God wanneer ek hom die nodigste het? Of selfs voel ons partykeer dat God ons nie hoor, sien of by ons betrokke is nie. Maar dit is 'n verkeerde houding om te hê, want ook in donker dae van swaar kry, moet ek en jy kan sê, al kry ons swaar om dit te sê, God is my God en hy sal my help en my uiteindelik bring by 'n ewige vreugde. Die derde betekenis wat hierdie kruiswoorde van Christus vir ons het, is dat dit aan ons die heerlike en vertroostende versekering gee, dat omdat hy deur God verlate was, ons as vrug van hierdie versoeningswerk van hom, nimmer en nooit deur God verlaat sal word nie. En daarom kan ons dankbaar en met sekerheid saam met Dawid in Psalm 9 sê, en hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Heer. Nooit deur God verlaat nie. Geliefdes, weet u wat dit beteken? Dit beteken dat God altyd by ons is. Elke sekonde van elke dag, al voel ek hom nie, al ervaar ek hom nie, al hoor ek hom nie, al beleef ek nie sy teenwoordigheid nie, is hy daar. God is by my al die dae van my lewe. In my jeug, as ek my moet voorberei vir die lewe wat voorlê. In my volwassenheid met al my verantwoordelikhede, maar ook in my ouderdom met sy aftakeling van liggaamlike en geestelike kragte. God is by my as ek gesond is en lewenslustig my werk doen en die lewe aanpak, maar ook as ek siek en swak is en in pyn is en swaar kry, beleef of verduur. God is by my op my huweliksdag, maar ook as ek by 'n oop graf van 'n geliefde moet staan. En al sou ander mense my verlaat of selfs in die steek laat, sal ek nie werklik alleen en eensaam wees nie. Want om Christus ontwil is God altyd by my. Omdat Christus ook in my plek deur God verlaat was, sal ek nooit deur hom verlaat word nie en daarom altyd kan vashou aan die versekering wat die Here vir ons in Jesaja 41 gee, as daar staan, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Ook in moeilike tye, wanneer die donker dae en nagte kom, hoef ek nie te vrees nie, want God is my God en God is by my. So geliefdes, vandag moet ek en jy hoor dat ek en jy nooit sal beleef wat Christus aan die kruis beleef het nie. Ons sal nooit die woorde hoef te uiter, my God, waarom het U my verlaat nie? Want vandag het ons gehoor dat God ons nooit sal verlaat nie, omdat Christus dit reeds vir ons oorwin het.
omdat Christus reeds namens ons daardeur gegaan het en die oorwinning behaal het. So ek en jy kan van nou af met sekerheid en troos vashou aan die gedagte dat ons nooit deur God verlaat sal word nie. So kom ons hou vas aan God die Vader wanneer ons donker ure kom. En kom ons glo dat die lig weer vir ons sal skyn. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons kom sê vir U dankie vir vandag se teks. Dankie dat ons vandag gehoor het dat U ons nooit sal begewe of verlaat nie. Dankie vir hierdie versekering wat ons vandag gekry het. Vader, en dankie dat U U seun gestuur het, dat U losgemaak het van U seun, dat U seun verlaat het, dat hy deur daardie helse smart gegaan het, dat hy U toring op hom geneem het, dat hy ons sondes op hom geneem het, sodat ons nie deur dit hoef te gaan nie. En dankie dat hy 'n goddelike en 'n menslike natuur gehad het, sodat sy goddelike natuur van die oorwinning kon behaal het, maar dat sy menslike natuur beleef en ervaar het wat ons soms beleef en ervaar. Maar dankie dat hy bereid was om deur dit te gaan, sodat ons nie deur dit hoef te gaan nie, sodat ons dit nooit hoef te beleef en te ervaar nie. Christus, dankie dat U bereid was om daai opoffering deur te gaan vir ons. Maar dankie dat U, al het God U verstoot, hom nooit gelos nie. Dankie dat U aan hom bly vashou het en dankie dat dit vir U die oorwinning gegee het. En dankie dat dit ook vir ons die oorwinning gee. Vergewe ons dat ons soms sê dat ons U nie hoor nie, dat ons U nie ervaar nie, dat ons U nie beleef nie, dat ons soms sê dat U ons verlaat het. Want Vader, ons weet dit is nie moontlik nie. So vergewe ons vir daardie uitsprake en help ons om nooit weer so daaroor te dink nie. Om nooit weer sulke uitsprake te maak nie. Maar wanneer ons dan die gevoel het dat ons U nie ervaar en beleef nie, dat ons nie sal vashou aan daai gevoel nie, maar dat ons sal vashou aan die belofte in U woord, wat sê dat U ons God is, dat U by ons is, al die dae van ons lewe en dat U ons nooit sal verlaat nie, dat niemand ons ooit uit U hand sal ruk nie, dat ons nie aan gevoelens sal vashou nie, maar dat ons aan U en U belofte sal vashou. Vader, dankie vir daardie belofte. Dankie vir die belofte van hulp en van bystand en van versorging en van troos. En ons bid dat U ons sal help om aan daardie beloftes vas te hou wanneer die donker dae kom. Want Vader, hulle kom en ons almal beleef depressie en ons almal beleef van tyd tot tyd swaar kry, lyding, smart, verdriet. En U kom beloof ons dat U selfs in daardie tye by ons is. Dat U vir ons krag sal gee en dat U ons staande sal hou. En ons dank U daarvoor. Vader, en daarom kan ons ook vandag kom bid vir die wat siek is, wat deur moeilike tye gaan, wat U nou nodig het. Vader, laat hulle U teenwoordigheid beleef, laat hulle U hulp en U genesing beleef. Gee vir hulle die krag wat hulle nodig het. En Vader, as hulle moedeloos of negatief is, laat U Gees hulle herinner dat U by hulle is en dat U hulle deur hierdie tyd sal dra. Ag Vader, ook vir ons as individue wat deur moeilike tye gaan, het sy emosioneel, geestelik, fisies, finansiëel. Vader, ons kom dra elkeen van daardie individue ook aan U op en ons vra dat U ook by hulle sal stil staan en dat hulle ook intens bewus sal wees van U teenwoordigheid en U hulp. En dankie vir hierdie belofte. Ons loof en ons prys U vir die feit dat Christus verlate was, sodat ons nie verlate sal wees nie. Dankie daarvoor. Ons loof en ons prys U. Dankie dat ons hierdie gebed mag bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met jou kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is onder jou om jou te dra as jy dalk mag val. Die Here is voor jou om vir jou die weg gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. En die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in ewigheid. Amen.
Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.